Onse Vader, ons God en Heer, ons Meester, ons Verlosser, ons Geneesheer, ons Voorsiener, ons Koning, is ons alles. En Here, was so baie tyd, en ons lees in die Ou Testament, waar hy graag Israel se koning ook wou wees, en hulle het nie dit toegelaat. Here, hulle het liewester die konings soos die van die heidene geneem, sodat hulle hom kon sien. Maar dankie vanaand dat ons weet, Here, u bestaan, u se werklikheid, u is ons alles, Here, en ons hou vas aan die beloftes, ons hou vas aan dit wat hy ons bied. Ons stap 'n pad saam met u, is daar vir ons, en daarom wil ons die Here se naam groot maak, en prys, en oplig, en verheerlik, en net vir die dankie sê dat u daar is vir ons. Vader, ons dankie vir die geleentheid weer eens vanaand, dat ons by mekaar kan kom en rondom die woord kan sit, dat ons kan luister, dat ons kan inneem, dat ons gevoed kan word vanaand in Jesus Christus se naam. Ons bid vir al ons maatjies en almal wat siek is, wat werklik waar nood het, dat die Here by hulle sal stil staan. Strek die hand uit na elkeen vanaand, Here, en doen 'n wonderwerk in elkeen se lewe, is my gebed in Jesus naam. Dankie dat u goed is vir ons, en dankie vanaand vir ons gesondheid, en ons gespaar is, en ons prys en ons loof, en ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Prys hom. 2 Korintiërs 12 en dan die 7de vers. Kom ek lees dit vanaand gou. Is dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy vir my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 'n mooi gedeelte, Paulus se gebed. Nou as ek kyk na al die jare se prediking en lering, dan was daar regtig baie meer openbarings en boodskappe waarna ons geluister het. Boodskappe soos gebede uit die Bybel, hoe om te vas, vloeke en seëninge, aanbidding, hoe om te bid, herstelling van jou altaar, hoe om jou grond terug te vat, wat is geloof en so meer. Maar daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe, waar jy met jou Bybel in die een hand staan, en met jou omstandighede aan die ander kant, en niks wat jy geleer het, en wat jy vind in die Bybel, maak werklik sin nie. Was jy al daar gewees? Dat jy bid wat jy geleer is hoe om te bid. Jy gebruik die oorspronklike plan van gebed. Jy bid woord, jy doen dit wat jy geleer was. In detail tot op die laaste tee wat jy dit doen, en niks gebeur nie. Hoe meer jy bid, hoe erger raak het, en daar's geen uitkoms nie. Dan wonder jy, hoekom en waarom. Wanneer jou bootjie waarin jy op pad is na die ander kant besig is om vol water te word, en al wil jy glo dat Jesus saam met jou in jou bootjie is, lyk dit of dinge nie net vir jou gaan uitwerk nie. Dit lyk of die dinge nie vir jou gaan uitwerk nie. Dit is baie keer wat ons wonder ook. Doen ek die regte ding? Is ek op die regte plek? Is ek op die regte pad? Bid ek reg? Want niks werk uit soos jy dink dit moet uitwerk nie. Ek nodig iemand om my te leer. Wat om te maak as ek nog met 'n siek liggaam sukkel na jare gebede en vasting. En ek nie dit verstaan nie. Ek nodig dat iemand my sal leer wat om te maak as my kinders steeds rebels is, nog in opstand kom en nie die Here wil dien nie. Leer my
wat om te maak as ek die lus voel om op te staan uit die bed in die oggende. Wanneer dinge te veel raak vir my en ek die kans sien vir nog so 'n dag nie. Ja. Leer my Ja. wat om te doen. Help ons. Was jy al so op 'n plek gewees? Jy bid vir ander en dinge gebeur, dinge verander. Ja. Jy bid vir jouself en niks gebeur nie. Ja. Kan ek dit weer sê? Jy bid vir ander en dinge gebeur. Jy bid vir jouself en niks gebeur nie. Ja. Nou Paulus was daar. Swaar. Paulus van die Bybel was daar. Paulus wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het, was daar. Swaar. Paulus wat dooies opgewek het. Dieselfde man wie se skaduwee op siekes geval het en dat het gesond geword, hy was daar. Dieselfde man wat praat oor geloof, praat oor genade, goedheid van God, gebed en vas en al daai dinge. Ja. Hy was daar. Dat niks waaroor hy geskryf het in al sy briewe nou enigsins sin maak nie. Dis die waarheid. Mense, ek hoop ek praat met die regte klomp vanaand. Ek hoop ek praat met die regte mense vanaand. Amen. Dat jy sal luister wat pastoor sê. Alles waar, Here. Luister wat ek vanaand sê. Paulus homself het op so 'n punt gekom dat alles waaroor hy geskryf het nou geen sin maak nie. Ja. Niks werk nie. Niks werk nie. Weet jy wat noem Paulus dit? Wie wat noem Paulus dit? Hey, Paulus, hy noem dit 'n doring in sy vlees. Wat sê Paulus? Is die doring in sy vlees? Niemand weet nie. Baie sê so, baie sê so en so en so en so. Ja. Maar die Bybel sê, Paulus sê self, dis 'n engel van Satan Dis wat waar. kom om my te pynig. Dis waar. En my slaan is amper so iets om met die vuis geslaan te word wat hom aanhoudend slaan. Ja. Dit was die doring in sy vlees. Ja. Wat presies dit was, weet niemand nie. En hy sê 3 maal het ek gesmeek. Ja. 3 maal het ek uitgeroep na die Here toe en gesmeek en gebid. 3 maal vir die Here gevra om my te help, vir my uitkoms te gee. Amen. Here, want ek word gepynig. Ja. Neem die pyn weg. Ja. Neem dit weg, Here. Help my. 3 maal sê hy. Ja. En elke keer wat hy gebid het en die Here gevra het die Here gesê nee. Sjoe. Overruled. Rejected. Ja. 3 maal. Bid hy vir dieselfde ding. 3 maal smeek hy by die Here om hom te help. Hy help my, Paulus. Ek is Paulus, Here. Sjoe. Paulus wat hy gebruik, ek se instrument in die hand. Here, ek het siekes gesond gemaak. Ek het die woord verkondig. Ek is dooies opgewek. Ek het alles gedoen wat hy my gevra het om te doen. En ek kom staan voor U en ek vra U help my. 3 maal het hy gesmeek en uitgeroep na God toe. En elke skoot sê die Here net nee. Sjoe. Overruled Verstaan nie altyd. and rejected. Verstaan nie altyd. Ek het die 3 maal gebid vir die man wat vanuit die vensterbank bo 3 verdiepings ver geval het nie. Ja. Hy het nie 3 maal gebid toe hulle skipbreek gelei het nie. Dis waar. Hy het nie 3 maal gebid toe die slang in die hand gepik het nie. Nee, hy het nie 3 maal daar gebid nie. Dis waar. Toe die slang in die hand pik, toe skud hy hom af van sy hand af en hy niks vind op niks het gebeur nie. Hy het deurgegaan, almal toe met groete hoe aangekyk en dink as hy God uit van ergens af.
waar. maar vir homself. Toe hy bid vir homself, Ja, en smeek voor die Here vir homself, ja. toe sê die Here nee. Overruled and rejected. Verskriklik. Elke keer dat dieselfde antwoord Ja, ek weet. terug te kry van sy Vader af. Ja, En die antwoord is elke keer net nee. ja. Here, ek sien nie kans vir nog 'n so 'n dag nie. Ek sien nie kans vir nog so 'n dag nie. Help my. Sjoe. Nee. Here, ek weet nie of ek gaan maak hierdie keer nie. Die druk is te swaar op my. Ek weet nie of ek dit gaan maak hierdie dag deur nie. Ai, Dan wag hy vir 'n antwoord. ek verstaan. En dan sê antwoord nee. Ja, Here, ek beloof U. As hierdie doring verwyder uit my lewe uit, sal ek U beter dien. Here, ek sal meer en langer bid. ja. En Here, ek beloof U, ek sal 'n goeie kind van die Here wees. Allemaal mooi beloftes, Here. Dan sê die Here net elke keer nee. Ja, Nee, nee, nee. Here, ek glo nie verstaan wat ek vra nie. Ek verstaan nie wat ek vra nie, help my. ja. Dan sê die Here net nee. Ja, Hoeveel keer het ons gebid? zwaar, Here. Vir die Here gevra om te help, Ja. vir ons uitkomste te gee, Hm. ons gebed te beantwoord. Ja. Of ons kry niks van die Here af nie, Zwaar. of die antwoord is nee. Ja. Maar Here, ek verstaan nie, ek het vir Koos gebid en het hom gehelp. Ja. Here, ek verstaan nie, ek het vir Saartjie gebid, ek het vir daai mense gebid en het genees, het wonderwerke daar gedoen. Hm. Ek verstaan dit nie, maar vir my sê U nee. Ja. Wat is die Here se antwoord vir Paulus? Wat sê die Here vir hom? Sê Paulus, my genade is vir jou genoeg. Ja, is waar. My favor and loving kindness and mercy is vir jou genoeg. Dankie, Vader. Dankie, Here. Wat ek en jy moet verstaan is dit. Voordat die Here seker dinge toelaat in jou en my lewe, doen hy eers al sy sommetjies, ek noem dit so. Hy doen eers al sy sommetjies. Die waarheid. Hy weet, ek en jy, luister mooi, sal nie ingee nie. Ja. Is waar. Hy weet dat die las wat op jou en my is, kan ons hanteer. Is waar. Hy weet die las wat op ons geplaas het, is daar vir 'n spesifieke doel, ons sal deur dit kom. Sjoe. Dankie. Hy weet jy sal nie omdraai nie, ek sal nie omdraai nie. Hy weet dat ons dit sal maak. Is die waarheid. Hy klaar sy sommetjies het hy gedoen. Ja. Dankie, Here. En hy weet dat ons sterker sal uitkom op die einde van die dag Is waar. na dit. Wat sê Paulus? Paulus sê ek roem liewers in my swakheid, Ja. sodat die krag van Christus soos 'n tent oor my kan kom, is 'n ander vertaling. Is nie mooi nie. Ek roem liewers in my swakheid sodat die krag van Christus soos 'n tent oor my kan kom. Nie pragtig. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê geen versoeking Dis waar. het julle aangegryp Dis waar. behalwe menslike versoeking Dis nie. waar. Maar God is getrou. Ja.
wat nie sal toelaat Amen. dat julle bo julle kragte versoek word nie. Amen. Dis waar. Hy sal saam elke versoeking ook die uitkoms vir ons gee, So waar. sodat julle dit sal kan verdra. Dankie, Vader. So elke versoeking wat ons pad langs kom, aan daai versoeking, het die Here al reeds die uitkoms vir ons uitgewerk. Pragtig. Daar's klaar 'n deurbraak in dit vasgekoppel. Ons sien dit baie keer nie eens raak nie. Ja. Maar Here sê geen versoeking sê jy onderkry nie, want saam met daai versoeking het klaar die uitkoms vir jou gegee. Daar sal uitkoms wees. My las wat ek dra is miskien swaarder as joune, of joune swaarder as myne, maar elke las op ons skouers het God presies uitgewerk. Hy weet wat ek en jy kan hanteer. Die sommetjies het hy klaar gedoen. So ons hoef nie te klaar nie, ons sal nie ingee nie, hy las sal ons nie onderkry nie, want saam met daai versoeking het God ook vir ons die uitkoms gegee. Dankie, Here. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, Dis waar. alles ten goeie meewerk Dis waar, Here. vir hulle, want dat sy voorneme geroep is. Pragtig. Wat is die boodskap wat die Here vir elkeen van sy kinders vanaand wil gee? Ja. Net 2 woorde. Trust me. Pragtig. Trust me. Pragtig, Here. Wat het hy vir Paulus gesê? Trust me. Ja. Here, maar u verstaan nie. Here sê ek verstaan. Trust me. Here, jy weet nie hoe swaar dit is met hierdie ding aan my nie. Trust me. Ja. Here, ek word gehamer van alle kante af. Trust me. Ja, Die pyn is elke dag daar. Trust me. Ja, meester. Net 2 woorde. Trust me. Pragtig. En wanneer ons dit in ons lewe kan, en dit vashou en glo, en weet, en ons eie kan maak, deel van ons kan maak, Ja. weet ons op die einde van die dag, maak die saak hoeveel keer die Here nee sê nie, dat hy sal ons deurdra, hoe swaar dit ook mag lyk, hoe moeilik dit mag lyk, hy sal ons deurdra. Ja. Ek wil na elke persoon wat na die boodskap luister vanaand, elkeen wil ek vanaand sê, maak die saak wat jou probleem is. Ja. Maak die saak hoe lank jy gebid het oor hierdie vir die probleem en oor hierdie probleem en die Here gevra het of jy uitkomste gee nie. Maak die saak hoe lank jy gevas het Ja. Dis waar. vir 'n deurbraak. Ja. Die Here vertrou het vir 'n deurbraak. Maak die saak hoe lank dit nou al is al jare, maak die saak nie. Ja. Op die einde van die dag, die Here al miskien het hoeveel keer nee gesê, sal hy nogtans vir jou die uitkoms gee. Dis waar. Al wat hy sê is vanaand, my child, trust me, Dankie, Vader. trust me, Dankie, Here. trust me. Dis prys. As jy vanaand die kop op daai kussing gaan neerlê, Ja. voor die oë gaan toemaak vanaand, sê vir die Here, Lord, I trust you. Yes. Ja, Here, wat doen ons anders? Hier is dit in die hande. Wat doen ons anders, Here? Maak nie saak hoeveel keer jy nee gesê het nie, maak nie saak hoeveel keer jy nee gesê het nie. Ja. Ek vertrou u met hierdie saak. Ja. En dis wat Paulus moes doen. En hy sê dit daar duidelik, so duidelik sê dit daar. Hy sê dit, ek roem liewers in my swakheid, Ja. sodat die krag van Christus Yes, amen. soos 'n tent oor my kan kom. Is dit nie pragtig? Mag die Here hierdie kort boodskap vanaand in die harte seën. Môre aand, Paulus se gebed nommer 2, en jy moet dit nie mis nie. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vanaand soos Paulus, ek roem liewers te in my swakheid, Yes. sodat die krag van Christus soos 'n tent oor my kan kom. Stem saam. Ons glo dit wat die woord sê, dat geen versoeking wat ons aangryp is daar om ons onder te kry, die Here, maar die woord sê, U is getrou, Dis waar, wat U sal Here. toelaat
dat ons boek en ons kragte versoek word nie, maar dat sal elke versoek ook vir ons die uitkoms gee, sodat ons elkeen dit sal kan verdra. Ons weet wat die woord sê, dat die genade is vir ons genoeg, al verstaan ons nie hoekom en waarom dinge in ons lewe gebeur nie. Al verstaan ons nie, Here, hoekom daar gesê word, baie keer wanneer ons bid nee, of wanneer daar 'n stilte is, of 'n wagperiode is wanneer ons begin bid. Ons verstaan nie al daardie dinge nie, maar vanaand weet ons, Here, dat U genade is vir ons genoeg, en ons vertrou dat die Here vir ons sal deurdra, en dat die Here ons gebed op die regte tyd sal beantwoord. Hier's mense vanaand wat benoud is, wat vanaand luister. Hier's mense wat vanaand, Here, waaragtig U hulp nodig het. Wat weet as die Here nie gaan ingryp nie, soos onderdeur. Wat weet as die Here nie gaan uitkoms gee nie, ons het nie gemaak nie. En Here, kan ek vanaand dieselfde sê wat U vir ons gesê het deur die woord, vertrou my, trust me. Elkeen wat vanaand in daai posisie is, wat weet menslik gesproke is dit onmoontlik. Net 'n bonatuurlike werk van God alleen kan ons deurdra en kan hy brûe vir ons afbreek wat voor ons is, deure toemaak, ander deure oopmaak. Net die Here alleen kan dit doen. Wil ek vanaand vir julle sê, vertrou op hom, trust him, vertrou op hom. En Here, ek wil vanaand dankie sê, dat ons hele gewig op U kan gooi, swaar op U leun, hierdie pad saam met U stap, Here, want ons weet, ons kan nie bekostig om U hand te los nie, ons moet deur hierdie ding kom, en Here, ons weet ook vanaand, dat baie keer is ons betrokke in 'n worstelstryd, weet ons nie wat se kant ons moet gaan nie, en alles wat ons geleer het, werk nie, Here, ons het alles al gedoen, gebid volgens U woord, gebid dit wat ons geleer het, Here, op en volgens die oorspronklike plan sal ons gebede gerig na die Here toe, en niks het gewerk nie, maar ons weet vanaand, dat die Bybel ons leer, dat die antwoorde van gebed is, U alleen die beloner daarvan is, en daarom staan ons vas vanaand op U woord, Here, en ons weet, dat die Here ons nie sal teleurstel nie. Dankie vir hierdie kort woord, en ek glo dat die woord 'n impak gemaak het op baie mense se harte vanaand, en Here, laat hulle weet vanaand, dat U hulle nog nooit begewe of verlaat nie, U is nog altyd daar, saam met hulle. Ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor, in Jesus Christus se naam. Ons bid vanaand, Here, vir ons boeregemeenskap, ons bid vanaand, dat Here, die engele gaan hulle sal bevel gee, om by hulle plekkies te staan. Ons bid Psalm 91 los oor daai mense, Here, want baie van hulle gaan slaap in vrees. Baie van hulle, Here, leef in die dag in vrees. Here, daar's vrees op hulle lewe, daar's vrees op hulle erf, daar's vrees oor die hele plaas losgemaak. En al wat ek bid vanaand, Here, en vra, is dat die Here hulle sal deurdra. Ek wil daai gees van vrees, Here, wat losgemaak was in oor elke boer se plek, wil ek bind, en ek wil 'n kansellering kragloos stel. Ek wil 'n gees van vrees wil ek bind agter daardie boere se plaas. Ek wil dit vasmaak en uitdryf en terugstuur na watter ons se plekke toe, waar dit vandaan kom in Jesus naam. En ek wil bid vir vrede en kalmte in elkeen se hart vanaand, dat wanneer hulle deure agter hulle toesluit, Here, wanneer hulle vanaand op hulle bedde gaan lê, dat hulle sal opkyk hemelwaarts en weet die Here is daar om hulle te beskerm. Niks sal daar kom tensy die Here toestemming gee nie. Trek 'n laar rondom hulle, Here. Trek 'n laar rondom elkeen van hulle vanaand, is my gebed in Jesus Christus se naam. So ook by ons vanaand waar ons gaan slaap, en ons het nodig, Here, vir 'n soete nagrus. Ons het nodig om ons deur die nag te dra en môre op te wek met nuwe moed en nuwe krag om 'n nuwe dag saam met U te begin. En Here, praat met ons deur gesigte en drome, Here, en visioene vanaand. Deel met ons in ons binneste, dat die woord wat in ons hart geval het, die saad wat geplant word, Here, sal vrug dra, maar selfs dat ons daaraan sal herkou vanaand, as ek die woord mag gebruik, daaroor sal dink en weet. Nou weet ons hoekom die Here baie keer neersê, want sy genade is vir ons genoeg. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die kosbare woord.
Dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om daarna te luister, en dankie dat ons dit kan inneem, dat ons kan daaroor word van die woord, en dat Jesus Christus se naam daardeur verheerlik sal word. Dankie vir die krag in die bloed, Here, en dankie vir die kosbare bloed wat ons beskerm. Dankie vir 'n heining rondom elkeen van ons vandaan, die heining van beskerming, en dankie dat ons onder die wolk en die vuur kan bly, en weer die Here beskerm ons. U is ons voorhoede en agterhoede. U is daar om ons te beskerm. Daar's engele, Here, wat dienende gees is wat hulle werk doen vanaand, en ons prys en ons loof en ons dank U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen.